Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 84, sing daar die eerste vers, Psalm wat getuig oor die vreugde wat ons het om die Here te kan aanbid. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlang om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid tot U wat leef, verlangend uit. Kom ons sing daar vers 1, Psalm 84, kom ons loof die Here. Hoe lieflik is U vonnis, Heer, der leerskare hoe begeer, my siel en hinker van verlange, om na Gods woning op te gaan, in die tempel voor te staan, met jubelende lofgesange, my hart en vlees, o God, roep luid, tot U wat lief verlange. Geliefdes, ek kan blaai na Gesang 6, ons sing vers 2 na die samevatting van die wet en dan volgende bladsy Gesang 7, daar is net een vers, sing ons na die geloofsbelijdenis. Here Jesus van die wet saam, Mattheus 22, ons lees vers 35. Een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. God is hier teenwoordig, Heerlik gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe, ons is swak en sonde, maar ons lied verkondig, U is die bron van alle lewe, U is hier, Geliefdes, en elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy na toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here, jou sonde is vergewe. Maar aan elkeen wat in sonde bly leef,
en wat die genade van die Here verwerp, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op jou bly, solank jy in sonde bly leef. Spreuke 28 stel dit so in vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Geliefdes, kom ons bely ons geloof, en elkeen spreek in sy haar hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Soos in die hemel, Here, toegebring uit aardse stof, hou ons in die liefde, troue Vader, Seun van God, verleen ons die genade, die gemeenskap Gees van God, ja, dit is ons blye lot. Geliefdes, die Here praat met ons vanuit 2 gedeeltes. Ons lees uit Jesegiel 15 en dan gaan ons ook kyk na Johannes 15. Jesegiel 15 en Johannes 15. Ons het 'n eind gevorder in Jesegiel. Ons weet nou, Jesegiel 6de eeu voor Christus, was hy een van die eerste Israeliete van Jerusalem, wat weggevoer is in ballingskap in die jaar 597, saam met koning Jojagin. Dit was 'n baie swaar tyd vir die Israeliete. Op daardie stadium was dit reeds al 'n lang tyd van dat die noordelike ryk geval het, 722 voor Christus, het die Assiriërs gekom en die noordelike ryk vernietig. Nou was die eerste, en dit is die belangrikste mense van die Jerusalem en van die suidelike ryk weggevoer. So dit sê vir ons, Jesegiel was 'n belangrike man. Hy was deel van die koninklike familie. Hy is heel waarskynlik deel van die adel. En hy het 'n belovende loopbaan gehad as priester. Hy sou nou priester in Jerusalem word in daai tyd. As hy 30 word, dan kan hy as priester dien in die tempel in Jerusalem. Maar nou sit hy in ballingskap, 800 km van sy huis af. En hy is redelik moedeloos. En dan ontmoet die Here hom, Jesegiel 1. Wat hy van bewus word is die heerlikheid van die Here. En dan stuur die Here hom onder die volk. Maar die groot probleem in daardie tyd was 'n oorgerusheid, 'n
van selfsprekendheid, 'n aanvaarding, alles is goed en wel. Die mense wat in Jerusalem agtergebly het gedink, wel, nou is die klomp sondaars weg, ons kan maar voortgaan, en Jerusalem sal nooit vernietig word nie. En hulle het voortgegaan met sonde, en die Here het dit nie geduld nie. En dis waar hierdie boodskap nou inkom van hoofstuk 15 vandag. Die beeld wat hy gebruik is die beeld van 'n wingerd. Kyk na vers 1 tot 3 en fokus daarop dit wat die Here sê oor wat is die nut van die wingerdstok? Wat sê die Here van vrug dra? Dan kyk ons van vers 4 af, wat beteken dit dat die wingerd geskroei is? En dan in die laaste verse waarna ons gaan kyk is, gaan ons dan nou na Johannes 15 se kant om te kyk, wat beteken dit om in Christus te wees? Wat beteken dit om vrug te dra? Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid, kom ons verlustig ons in die Here. Ons verlustig ons in sy woord. So eers saam lees en daarna bid. Esegiel 15 vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout, die wingerdrank, wat onder die hout van die bos is? Word daar hout van geneem om vir 'n stuk werk te gebruik? Of neem 'n mens daar 'n pen van om allerlei goed aan op te hang? Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word. As die vuur sy 2 ente verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deug vir 'n stuk werk? Kyk, toe dit heel was, kon daar niks van gemaak word nie. Hoeveel minder, as die vuur dit verteer het en dit geskroei is, sal daar nog iets van gemaak kan word? Daarom so sê die Here, soos die hout van die wingerdstok is onder die hout van die bos, wat ek aan die vuur oorgegee het om verteer te word, so het ek die inwoners van Jerusalem oorgegee. Ek sal my aangesig teen hulle rig, uit die vuur het hulle voortgekom, en die vuur sal hulle verteer, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek my aangesig teen hulle rig, en die land 'n wildernis maak, omdat hulle troubreuk begaan het, spreek die Here. Dan blaai ons na die Nuwe Testament, ons blaai na Johannes 15. Ons lees van vers 1, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, dan sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Dis die Vader my liefgehad het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê,
net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek julle alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Net tot sover ons skriflesing. Ek wil net gou in die Engelse Bybel 'n paar van die verse onderstreep. Johannes 5 vers 1 klink dit so: I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Net tot sover, kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons loof U vir die voorreg wat ons het om as die kinders in U naam saam te wees en U te aanbid. Ons dank U vir krag en gesondheid dat ons hier kan wees, en ons dink in die besonder aan hulle wat nie gesond is nie, en hulle wat nie die krag het om hier te wees nie. En ons vra Here, ontferm U oor die kinders, en wil U genadig wees. Ons dank Here Jesus vir die voorreg wat ons het, en ook in hierdie tyd van die jaar, wanneer die skepping rus, dat dit ook vakansietyd is vir ons kinders en onderwysers, dat ons opnuut ons kinders aan U kan opdra. Ons vra dat U ons kinders bewaar en seën. Here, alles wat met ons kinders gebeur, raak ook ons as ouers, en ons is so dankbaar vir die hand van seën. Maar ons gebed is, Here, dat ons kinders ook in hulle harte diepe liefde vir U sal ontwikkel, en dat hulle sal besef hoe lief U hulle het, dat U hand oor hulle sal hou, Here, dat hulle self ook vrug sal dra in die koninkryk. En dit bid ons ook vir onsself. Ons dank U, Here, vir hierdie woorde waarmee Esegiel ons waarsku, en ons daaraan herinner dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor U, om U te verheerlik met ons lewens. En ons wil opnuut, Here, ons sonde bely en vra dat U ons vergewe, waar ons baie keer so selfsugtig leef, waar ons onsself so maklik oortuig van die sonde in ons lewens, dat dit aanvaarbaar is, en dat dit omstandighede is wat maak dat ons in sonde kan leef, en tog, Here, is U die heilige God, is U sondeloos, straf U elke sonde, en ons dank U, Here Jesus, dat U bereid was om die pad te loop, om daardie rekening te betaal, maar Here, maak ons ook so lief vir U, dat ons met 'n sondebesef sal leef, dat ons voortdurend ons sonde sal bely, dat dit 'n hartsbegeerte sal wees, dat ons verhouding met U reg sal wees, dat ons hele lewe aan U sal toewy. Here Jesus, U is vandag hier met ons, en dit is vir ons so groot voorreg. Wil U gee dat ons U sal heilig en verheerlik in die manier waarop ons U woord inneem en daarna luister, en dat ons in gehoorsaamheid daarin sal leef, en dat U blydskap in ons ook volkome sal wees, as wat U hier beskryf, dat ons blymoedige mense sal wees, wat met vreugde leef, voluit vir U leef. Dit vra ons in die naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, elke gedeelte in die Bybel wat ons bestudeer, is die groot vraag: hoekom staan hierdie stukkie in die Bybel? Wat is die doel daarmee? En as ons iets verstaan van wat die konteks is, van wat die doel was oorspronklik, is die vraag nou nader na myself. Hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel vir my?
Wat wil die Here vir my daardeur sê? Hierdie gedeelte in die Bybel is nie Psalm 23. Dit is nie 'n mooi stukkie in die Bybel nie. Dit is 'n baie ernstige gedeelte. En ek dink dit is 'n waarskuwing. Ek dink dit is 'n rooi liggie wat flits op die paneelbord van ons voertuig, van ons kar, van ons lewens. Hier sit Esegiel in ballingskap, honderde kilometers van sy huis. Hy praat met sy mense, en hy kom agter, daar is 'n geweldige, gevaarlike illusie. Hulle leef in 'n droomwêreld, hulle dink dat hulle onaantastbaar is, dat Jerusalem nooit vernietig sal word nie, want hulle is die uitverkore volk. Hulle is die uitverkore wingerdstok. In hulle oë is hulle die volk wat kan neersien op ander volke. Hulle veiligheid is gewaarborg. Die seën van die Here is vir hulle gewaarborg. Maar die Here kom in hierdie gedeelte en hy waarsku hulle. Hierdie is 'n gedeelte wat wreed, hulle arrogansie uitmekaar breek. En dit kom nader na u en my. Hierdie gedeelte gaan so diep dat dit vir jou en vir my vra, wat is die doel van jou lewe? Hoekom haal jy asem? En as jy 'n idee het hoekom jy hier is en hoekom jy asemhaal, dan is die vraag, maar hoekom leef jy nie volgens God se wil nie? Die rede waarom die Here hierdie gedeelte in die Bybel geplaas het, was om 'n geruste volk te waarsku. Uiteindelik sien ons in Johannes, daar is een van twee groepe mense. Ons het dit so gesien hoe hy dit in die Engelse vertaling ook stel. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Dis die een groep mense. Mense wat nie Christene is nie. En hulle toekoms is die ewige verderf. Dan is daar die tweede groep mense. And every branch that bears fruit, he prunes, so that it may bear more fruit. Dis diegene wat die snoeiskerf beleef as oordeel van die Here, en daar is diegene wat die snoeiskerf van die Here beleef as kinders van die Here. En dit is twee totaal verskillende doelwitte. En waar is jy? As jy nie kind van die Here is nie, as jy agterkom ek wil naby die Here wees, ek sit in die kerk en lees en nou na die Bybel, maar dit is nie regtig vir my 'n prioriteit om volgens God se wil te leef nie. En as jy soos daai pragtige appel wat teen die appelboom vasgekram is met 'n krammetjie. Jy hang daar, maar jy kry nie jou lewenssap van die boom nie. Jy is daai druiwetros, 'n pragtige druiwetros wat ons by Woolworths gekoop het, wat ons dan met die krammetjie vas teen hierdie wingerdstok vaskram en sê, kyk hoe mooi lyk my wingerdstok. Kan nie lank wees nie voor daai ding vrek. Hoekom? Want hy is nie vas. Hy is nie ingeënt. Ek en jy wat kinders van die Here is vas aan die wingerdstok. Nou hierdie is 'n ontsaglike, diep en belangrike beeld wat jy moet verstaan. Jy kry jou lewe van die Here af. Jy kry jou begeerte om vir hom te leef en vir hom lief te wees van hom af. En jy is met een doel gemaak op aarde en dit is om hom te verheerlik. Dit is wat vrug dra beteken. En dis 'n waarskuwing. There's no vine of God that does not bear fruit. If you don't bear fruit, you're not a child of God. Hoe weet jy of iemand 'n kind van die Here is of nie? Die vrug sal dit wys. En dis die eerste vraag wat ek myself vra as ek vers 1 tot 3 lees. Dra ek vrug? Nou wat beteken dit om vrug te dra? Vir die Israeliete in daardie tyd van die Esegiel het beteken 'n gehoorsaamheid, 'n nederige afhanklikheid van God, om te lewe volgens God se wil, om vir hom lief te wees. Dis nie dat die Here van jou eis, jy moet nou in 'n vliegtuig klim en China toe vlieg en gaan sendingwerk doen nie. Vir 'n man beteken dit eenvoudig om vir jou vrou lief te wees. Vir 'n vrou beteken dit om 'n vrou te wees wat God verheerlik in haar huis. Vir 'n kind beteken dit om
pa en ma te eer, dat hulle belangrike mense is wat ek met respek behandel. Vir elkeen van ons beteken dit eenvoudig om lief te wees vir God, meer as vir enigiets anders. Dis wat vrugdra is. En wanneer die Here mense oor my pad bring, dan kan hulle Jesus liefde in my hart en my lewe sien. Ek is die vinger wat vir hulle na Jesus toe wys. Ek is die een wat vir hulle hoop bring. Ek is die glimlag wat iemand se dag opbeer. Ek is die handdruk wat vriendelik groet. Ek is die stukkie hoop wat vir iemand hoop bring wat dit regtig nodig het. Dit is vrugdra. Wat is die alternatief? Dit waarmee ons baie keer besig is om vir jouself te leef, en net aan jouself te dink en jou eie behoeftes en jouself vreeslik jammer te kry as jy daai skerp pyn van die snoeisker ervaar en dink, ja, hoekom straf die Here my nou? Ek verdien dit nie. My broer en suster, ons moet een ding baie duidelik kry as kinders van die Here. Die feit dat jy vandag kan asemhaal, die feit dat jy kon opstaan uit die bed, die feit dat jy ontbyt kon hê, die feit dat jy daai koffie kon drink, die feit dat jy hier kan sit, is net enorme selfbeheersing van 'n God wat as regter elke sonde straf. Jy tas die eer van die Here aan met elke sonde wat jy doen. En as jy dink sonde, die Here is maar sy werk om te vergewe, hy moet maar, nee. Hy straf elke sonde. As jy regtig moet kry wat jy verdien, dan sal jy nie soos arrogant staat maak op, ek het meer regverdigheid in my lewe nodig. So klomp mense wat my nie regverdig behandel nie. As die Here jou regverdig moet behandel, dan sou jy nie op pad gewees het hemel toe nie. Maar jy is as sy kind. Dan sou jou sonde jou nie gepla het nie. Maar dit is goed dat dit doen. Dan sou jy nie gehuil het oor jou sonde nie. Jy gedink dit maak nie regtig saak nie, dit doen. Wat die Here hier vir jou en my mee konfronteer is dat hy vergelyk hierdie wingerd van Israel nie eers met 'n wynstok wat hy sê, kyk hierdie mooi druiwe nie. Hy sê, kyk na die hout. Die hout is absoluut nutteloos. Kyk na die bome van die bos. Daar is sederhout waarvan jy balke kan maak en tafels, die tempel is daarvan gebou. En jy wingerdstok, jy mis die doel van jou lewe as jy nie vrug dra nie. Wat bly oor as jy nie vrug dra nie? Net 'n stomp. Hy sê, jy kan nie eers 'n pen maak wat jy in 'n muur slaan om 'n hoed aan op te hang of 'n pan aan op te hang soos dit in Israel se tyd gedoen het nie. Dis nie sterk genoeg nie. Hy gaan breek. Kan nie 'n kapstok eers daarvan maak nie. Hy kan net verbrand word. En dit is die oordeel van die Here. Die punt wat die Here hier maak is, daar's 'n rede hoekom jy bestaan. En die rede vir jou bestaan is God se verheerliking. En as jy nie daarmee besig is nie, moet jy self regtig afvra, waarmee is ek besig? God vra gehoorsaamheid, nie om kind van die Here te word, om in die hemel te kom nie, maar omdat hy jou sy kind gemaak het, omdat jy glo dat Jesus God is, daarom leef jy volgens sy wil, want jy het God lief. Dis sy liefde wat jou dryf om nougesed, toegewyd aan hom te leef. Wat die Here vir sy volkie sê is, besef hoe ontsaglik bevoorreg is jy. En elke keer wanneer die Here die wingerdstokbeeld gebruik, in Psalm 80, ons het dit gelees in Jesaja 5, soveel plekke waar hy hierdie beeld gebruik van 'n wingerdstok, dan is die boodskap, jy is bevoorreg. Dat die boer jou so kosbaar gemaak het, dat hy jou versorg en lief is vir jou. Vir die Israeliete het dit beteken, hulle dink, wel, nou kan ek maar neersien op almal, en dit maak nie regtig saak nie, want ek is baie belangrik. Ek is 'n edel wingerdstok. Wat die Here hier sê, is jy het 'n verantwoordelikheid.
jou voorreg om kind van die Here te wees. Bring 'n ontsaglike verantwoordelikheid in jou lewe. En die verantwoordelikheid is, as jy jouself afvra, maak ek dit vir mense makliker om naby aan die Here te leef? Sien die mense Jesus liefde in my optrede, in my reaksie op wat met my gebeur in my lewe? Maar meeste van die goed wat met ons in ons lewens ervaar, veral die goed wat sleg is daar een van twee oorsake. Of dis iets wat met my gebeur en ek is 'n slagoffer, of dis iets wat ek doen en ek is skuldig aan sonde teen die Here. En dan het ek 'n keuse hoe ek daarop reageer. As iets met my gebeur, hanteer ek dit op een van twee maniere. As iets sleg met my gebeur en ek kry seer, dan kan ek of die vraag vra, hoe kan ek God hierdeur verheerlik? En dis wat Job doen. Hy sê die Here het gegee en die Here geneem, geloof sy die Here, ek hou aan hom vas, maak nie saak wat nie. Naomi het dieselfde ervaar, sy het haar geliefdes is dood, wat sê sy? Moenie my Naomi noem my Mara, want die Here het my sleg behandel. Jy kan in sonde daarop reageer. My kind is dood, so nou begin ek drink. 'n Sondige reaksie op 'n hartseer ding in jou lewe. En dis 'n sonde wat ek moet raak sien, wat ek moet bely, want ek verheerlik God nie daardeur nie. Hy het nodig om my te bring op die plek waar Job met dankbaarheid, met liefde teenoor God sy hartseer kon hanteer. Of ek self bring hierdie ding oor my. Dis wat Dawid gedoen het. Ander man se vrou gesien en hy het haar gevat. Wat is sy reaksie daarop? Toe sy vir hom sê sy swanger. Hy maak onmiddellik plannetjies en hy laat die man doodmaak. Hy het sonde gedoen en hy reageer met sonde daarop. Wat 'n genade dat die Here hom nie daar gelos het nie. Dat die Here vir Nathan gestuur het. En dat hy hom konfronteer met sy sonde, dat hy sê, ek het teen die Here gesondig. Dit was die eerste stap in die regte rigting, vir baie lang tyd, vir meer as 9 maande het hy probeer stil bly, dit probeer wegsteek. Petrus het dit gedoen, hy het droog gemaak, hy het 3 keer gesê, ek ken nie vir Jesus nie. En toe die haan oor kraai, soos die Here hom gewaarsku het, toe besef hy, en hy huil daaroor. En toe die Here Jesus na hom kom, na sy opstanding uit die dood, het vir hom 3 keer gevra, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En hy het gesê, ja Here. Hy het droog gemaak, maar hy het reg gemaak. Wat maak jy? Wat sê hierdie wingerd boodskap vir jou vandag, wanneer jy besef, ek dra nie vrug soos wat ek moet vrug nie, dra nie, want ek voel die geskroei. Dis die beeld wat hy gebruik in vers 4 en 5. Hy sê, julle is soos 'n stuk hout wat aan 2 kante gebrand is en in die middel geskroei is. 722 het die Assiriërs gekom en die noordelike ryk weggevat, dis 'n waarskuwing. Nou die Here gekom 597 en hy het deur die Babiloniërs reeds vir Esegiel en koning Jojagin en 'n klomp belangrike mense weggevat in ballingskap. En nou sit julle hier in Jerusalem en julle voel die hitte. Wat maak julle daarmee? Wanneer die Here Jesus daaroor praat in Johannes 15, dan noem hy dit die snoeisker. Hy sê as die hout nie nuttig eers was toe dit nou gesonde hout was wat nie geskroei is nie, nou is dit heeltemal gevlek deur die vlamme. Dis nog minder bruikbaar. Hy verduidelik in hoofstuk 14 vers 21 tot 23 die 4 kwaai gerigte van swaard, hongersnood, wilde diere en pes. Hulle het reeds die swaard ervaar. Die Babiloniërs Nebukadneser is op pad om Jerusalem te beleer. Die hongersnood is op pad. Die wilde diere en die pes, dit is wat
mense in Samaria ervaar het, die leeu's wat die mense doodgebyt het, die siektes waarvan klaagliedere praat, wat uitgebreek het in Jerusalem. Die Here het hulle gewaarsku. En die vraag is, wat maak ek en jy daarmee? As ons die pyn ervaar van verliese, van skok, van slegte nuus, van teleurstellings, sien jy dit as 'n snoeisker wat die Here gebruik vir jou, sê, wie ek wil regtig hê dat jy in jou lewe vrug sal dra wat my verheerlik. So kom ek hier die pyn toelaat in jou lewe. Nie om jou te vernietig nie, nie om net kwaadwillig te wees, Engelse woord spiteful te wees nie. Ek bring hierdie ding oor jou lewe dat jy regtig vrug kan dra. En wat is vrug? Vrug is liefde. Liefde vir God, liefde vir sy kinders. Die vraag wat ek my self afvra as ek Johannes 15 lees is, wat maak ek daarmee? As ek besef ek is ingeënt in Jesus. Het bly net vir my so aangrypend hoe die Here Jesus daaroor praat. Hy sê in hierdie gedeelte iets totaal nuut wat nie in die tyd van Israel ter sprake was nie. In die tyd van Israel het hulle eenvoudig gedink, ons is 'n wingerdstok van die Here, ons is belangrik. Nou kom Jesus en hy sê, ek is die wynstok, ek is die stam, en jy is die looitjie wat ingeënt is op my, jy is in my vas, jy kry die lewenssap van my af. Dis die liefdesverhouding wat hy beskryf in Johannes 15, die Here het jou lief. Wat is die hele doel, hoekom die Here elke keer in Esegiel sê, ek gaan julle straf? Hy sê dit aan die einde van hoofstuk 15 vers 7, en julle sal weet dat ek die Here is. Kyk na die woord, dis 'n Here met hoofletters geskryf, dis die Hebreëse woord Jahwe, die verbondsgod, die God wat in liefde homself verbind het aan sy kinders. The God of the covenant. He committed himself to you. Dit beskryf sy verbondsliefde vir jou. Al wat hy wou doen met al die dinge wat gebeur het met die Israeliete is om vir hulle te sê, ek het jou lief. En wat ek van jou vra is liefde. As jy nou hoofstuk 16 by die huis gaan lees, die volgende hoofstuk, dis 'n verskriklike hoofstuk, ek kan nie daaroor preek nie, dis te wreed en te walglik, maar jy moet dit gaan lees. Jy gaan dit nie in 'n huisgodsdiens lees waar jou kinders by is nie, jy gaan dit in jou binnekamer lees. Want dit is eksplisiet. Maar wat die Here daar sê is, soos die intieme lewe tussen man en vrou en die huwelik, het ek myself intiem aan jou verbind. Ek het my liefde vir jou gegee. En wat ek verwag is liefde. Gebruik die beeld van seks om te sê, dit weerspieël iets van my goddelike liefde vir jou, my skepsel, my kind. Here Jesus kom in Johannes 15 en wanneer hy sê ek is die ware wynstok, dan sê hy, soos wat Israel misluk het as die bevoorregte wingerdstok van die Here, kom Jesus as volmaakte wynstok en hy wys, hy het die vuur, die skroei van God se oordeel aan die kruis gedra, sodat ek en jy, wat hoor dat hy uitroep, my God, waarom het jy my verlaat, en my skroei nooit deur God verlaat sal word. Wanneer ek die vlamme ervaar van pyn en hartseer en ontnigtering en teleurstelling in my lewe, is hy daar, aan my vasgebind. Maar die Here hier van jou vra is eenvoudig, verbind jouself aan hom in liefde. Wees lief vir die Here. Hy het jou oneindig lief, beantwoord sy liefde met 'n wederliefde, met die vrug dra wat God verheerlik. Hierdie laat jou nadink oor jou lewe, oor waar jy is, oor wat met jou gebeur en wat jou besluite is daaroor. Jesus het uiteindelik vir ons gewys wat vrug dra is. Wanneer hy sy lewe aflê,
vir sy vriende, en hy noem jou en my sy vriend. God se oordeel is seker. Hy kom as regter. Ons moet dit weet. Die wêreld moet dit weet. Maar Jesus se genade vir sy kinders, vir ons, is die groter realiteit vir elke Christen. Bly in die Here. Abide in Jesus. Besef dat die Here God is. Dat hy jou verbondsgod is, wat homself aan jou verbind het. Kry jou prioriteite reg, en wees lief vir God. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons nadink oor ons eie lewens, Here, dan kry ons so skaam, want soveel daarvan draai om onsself en ons behoeftes, en dit wat ons wil hê in die lewe. So min vra ons die vraag, maar Here, wat wil U hê? Wat verwag U van my? Wat kan ek doen om U te verheerlik? Dankie, Here, dat U sê dat U vreugde is in ons, U sondaar kinders, wat U verlos van sonde en skoon was, en deur die Heilige Gees U liefde in ons harte uitstort. Help ons, o Here, om daardie vreugde te ervaar wat U beskryf in Johannes 15. Ons wil ook hierdie blydskap hê wat U beskryf, en mag ons vreugde en blydskap in U vind. Here, ons is so geneig om aards en materieel en tydelik te dink oor vreugde en blydskap. Help ons om dieper te kyk en verder te sien. Help ons om op te kyk na U wat in die hemel is. En te fokus op dit wat vir U belangrik is. Dit vra ons in diep afhanklikheid in die naam van Jesus, ons God en Verlosser. Amen. Laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is, U krag voortdurend my gegewe. Behoed my van verderfenis, deurstroom, besiel en seën my, sodat ek waarlik vrugbaar bly. Kom ons sing daar vers 2, en die laaste versie, vers 5, nee Heer, van U wil ek nie skei nie, U wat die ware wynstok is. Wanneer die liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly, en U verheerlik word in my. Vers 1, 2 en 5, Gesang 100. Laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is, U krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis, deurstroom en seën my, sodat ek waarlik vrugbaar bly. Die landbouw sal geen vrugte pluk nie, as rank en loon geen bloei sal bied, word kwaad in my nie onderdruk nie, sal daar net wilde lote steek. Die wyse landman ken sy snoei, sodat die dryf al volle groei. Nee, Heer, van U wil ek nie skei nie, U
U wat die ware wynstok is, wanneer U liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly, en U verheerlik word in my. Ek herinner in die bidstonde dat jy net 'n oomblik bly sit na die uitspreek van die seën. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar, julle sonder gebrek voor hom in heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot aan alle ewigheid. Amen.